Here onze Here, hoe heilig, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. U wat alles geskep het, alles onderhou, ook ons as mens, wat U net 'n bietjie minder as die hemelse wese gemaak het, ons saam met die hele skepping roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here, God almagtig. Ons roep ook saam met die hele skepping uit, Here onze Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Amen. Moses het die wet ontvang, die 10 gebooie, en dan kom Jesus, en so in aansluiting ook by die boodskap wat nou volg oor die Here, dan kom Jesus en hy sê, die fariseërs vra vir hom, wat is die grootste gebod in die wet? Met ander woorde, daar's 10 gebooie, kies een. Hulle het hom probeer vasvra. En dan kom Jesus en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En dan is dit so, hoe meer ons en hoe intiemer ons God leer ken, en hom beleef en ervaar in ons lewe, hoe meer groei ons daarin om God lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, sommer met al ons krag. Maar daar seker nie een hier wat vanoggend kan sê, ek het God 100% lief, want ek verstaan hom, ek verstaan sy grootheid. En daarom is daar vir elkeen van ons soveel ruimte om te groei in ons liefde en in ons aanbidding van die Here, dat ons al meer en meer God sal lief hê met hart, siel, verstand en al ons krag. O ja, en dan natuurlik. Daar is nie een van ons wat kan sê, ons het al ons naaste lief soos onsself nie. Om dan ook te sê, Here, gee U goddelike liefde, dat ek meer en meer en meer kan lief hê, soos U lief het. So vir 'n oombliekie, dink 'n bietjie na oor hierdie teks, doen selfondersoek, en dan gaan ons 'n lied sing. Ek nooi julle uit om die Bybel saam met my oop te maak by Psalm 9, maar ons gaan lees die teks waaruit ons vandag met mekaar saam gaan praat, is in Exodus hoofstuk 3. Somme daar die tweede boek van die Bybel, Exodus hoofstuk 3, en dan een teksvers uit Psalm 9. Maar as jy het op een plek wil oopmaak en saam lees, is dit Exodus hoofstuk 3. Kom ons bid saam. Vader, dit is vir ons so wonderlik en so goed om vanoggend hier saam te kan wees as lidmate van hierdie gemeente wat U liefhet. Lidmate van hierdie gemeente wat begeer om U meer intiem te ken. Dit is vir ons wonderlik om hier saam te kan wees as lidmate van hierdie gemeente wat 'n begeerte het om meer te leer oor die naam van die Here. En sodat dit ons lewe en ons geloofslewe kan verander en meer rig op U.
Maar Vader, dan besef ek het net beperkte Afrikaanse woorde in my woordeskat om die grootheid van U naam Jahwe vanoggend met die gemeente te deel. En kom bid ek, Here, dat U my sal lei deur die Heilige Gees en dat U my gebrek aan woorde sal vat en deur die Heilige Gees geloofsversterkend sal verander vir elkeen hier. Dat U sal spreek in elkeen van ons se lewe oor die verbondshere wat ons ken en liefhet, Jahwe. Spreek, Here, ons sal luister. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek gaan vanoggend, ek kan nog 'n hele klomp preke hou oor die naam van die Here, maar ek gaan vanoggend hiermee afsluit, want Jahwe is die verbondsgod en ons gaan sien hoe dit ook oorgang in die lydingstyd, en dan gaan ek van volgende week af weer fokus op die lydingstyd. Daar is een teksvers, Psalm 9 vers 11, en dit is hoekom ek oor die naam van God en die name van God bietjie wil praat in die gemeente. In vers 11 van Psalm 9 sê, daarom vertrou almal wat U naam bely op U, want U, Here, laat die wat vra na U wil nie in die steek nie. En dit is maar net, dit is vir my net nog 'n teksvers wat sê daar is krag in die naam van die Here. Daarom vertrou ons op almal wat die naam van die Here bely. En ons het verlede week gekyk na die woord Elohim. Dit is die naam, dit beteken God. En vandag, en hy is die skepper God, hy is die onderhouer God, hy is die soewereine God, hy is die alomteenwoordige God. Dit is Elohim. En dan kom die Here, en hy openbaar homself net as God aan die mens. En as ek net eers dalk sommer Exodus 6 kan lees, Exodus 6, ek het hom nou, laat ek net gou my teks skryf, waar het ek het neergeskryf, ek spring nou, dis vers 2, maar kom ek lees vers 1, God het vir Moses gesê, ek is die Here, ek het aan Abraham, Isak, Jakob verskyn as God die Almagtige, maar my naam, die Here, het ek nie aan hulle bekend gemaak nie. En hier kom die Here en hy sê vir Moses, tot nou toe, het ek myself nog net bekend gemaak as Elohim, as God, dit waaroor ons verlede week gepraat het, Elohim. Ek is die God gewees van Abraham, Isak en Jakob, maar ek het nog nie my naam bekend gemaak nie. En dan is Moses die eerste in Exodus 3 aan wie die Here sy naam bekend maak. En kom ons lees bietjie saam Exodus 3 en ek gaan dit lees sommer vanaf vers 1. Dis 'n baie bekende verhaal, maar ons gaan fokus op dit wat in vers 14 en 15 staan. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. En toe verskyn 'n engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. En terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? En toe die Here sien dat hy nader kom om te kom kyk,
roep Elohim, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En die Here sê vir hom, moenie nog nader kom, jy trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. En verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. So tot op hierdie punt het hy hom nog net aan sy volk bekend gestel as Elohim, as God van Abraham, Isak, Jakob. En toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. En daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem, daarom het ek afgekom. Kyk hierdie woord, daarom het ek afgekom. En hier is vir ons 'n belangrike iets in wat ek vandag gaan deel. Elohim het afgekom. Hy kom begeer weer 'n verhouding met die mense. Hy kom naby. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na die goeie, na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Ferisiete, Jebiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. En daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete uit Egipte kan bevry. En toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my binne by hierdie berg aanbid. En daarna sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete, en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam? En hier kom die naam van God, van die God van Abraham, Isak en Jakob. Wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? En toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. En verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. En daai naam is Jahwe. Ek het vanoggend, vir Magriet gevra, ek het so uittreksel uit my Hebreëse Bybel gemaak, so fotootjie geneem, en ek het gedink, ek sal nou vanoggend vir Magriet kon vra, om vir ons bietjie Hebreëus te lees. Nou, Hebreëus, Genesis, is agter in die Hebreëse Bybel, dan lees jy hom van agter af vorentoe. En vir die van julle wat mooi kan sien, dis hoe Hebreëus lyk. En as die Here vir Moses sê, ek is wat ek is, moet ek dit vir julle in Hebreëus lees. Bertus, my Hebreëus is verroes, wil jy die volk, die gemeente kom uithelp asseblief? Sal jy ook paas? En nou, eers kom hy sê, ek Elohim van Moses, die God van Moses. Hy sê, jy, Asher, jy. Nou, ek wens ek kon dit nou vanoggend vir julle wys, saam met die Hebreëse woord Jahwe. Die Hebreëse woord Jahwe, hulle het nie medeklinkertjies gehad nie, hulle het net gewerk met die JHWH.
Dit het net so gestaan in die Hebreëus. En hier die grondwoord van ek is wat ek is, daai ek is ook vervat in Jahwe. Jahwe kom van die woord ek is af. En as jy nou Hebreëus kan lees, dan kan jy dit verstaan. Nou, ek is ook maar soos Bertus, eendag lang gelede, kon ek dit goed gelees het, maar nou sal ek julle nie probeer beïndruk daarmee nie, maar ek kan gelukkig nog so ietsie uitmaak van wat daar staan. Dan kom Elohim, verlede week, God, kom by Moses en hy sê, my naam is ek is wat ek is. En daaruit, van daar af, is sy naam, en spreek hulle hom aan as Jahwe. Maar nou is dit baie interessant, daar's 'n ander Hebreëse woordjie, wat my Here beteken. Jahwe kan mens net as Here sommer hoofletters vertaal. Die ander woordjie, Adonai, is my Here. En die Jode wou glad nie die woord Jahwe uitspreek nie. Maar soos ek gesê het, in die Bybel was aanvanklik geskryf sonder medeklinkers, sonder die A, E, O, U, daai goeters, net JHWH, dan het hulle dit so gelees. En so het mense, as hulle by Jahwe kom, dan sê hulle Adonai, wat beteken my Here. Hulle kon nie gesê het Here nie, hulle het 'n heilige respek gehad vir die naam van die Here, want die wet het bepaal, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. En toe hulle die Hebreëse Bybel toe nou skryf met klinkers en medeklinkers, toe vat hulle die JHWH van Jahwe en die EOA van Adonai en hulle maak Jehovah. Dis waar die naam Jehovah vandaan kom. Dit is nie 'n naam nie. Respek het gemaak dat hulle twee oor mekaar gevoeg het. Maar as ons praat oor die naam van die Here, dan is die Here se naam Jahwe en nie Jehovah nie. Sy naam is Jahwe. En vanoggend wil ek saam met jou 'n bietjie kyk vanuit hierdie teks na die betekenis van die naam Jahwe. As jy voor God sou moes staan en jy vra vir die Here, Here, wat is jou naam? Wat is jou identiteit? Wie is jy? En die Here sou vir jou sê, ek is wat ek is. Wat kan jy daaruit aflei? En nou, ek is nie 'n taalkundige reus nie. So dit is vir my moeilik om te kan sê, dit is wat ek hieruit kan aflei. Maar as ek bietjie gaan naslaan en gaan nalees, as die Here by Moses kom en sê vir die volk, sê vir die NG gemeente Stella, my naam is ek is wat ek is. My naam is Jahwe. Dan beteken dit, en ek gaan 4 goedjies uithaal, wat ek wil hê ons moet vat en dan vashou en gaan uitleef. As God kom en sê, ek is wat ek is, dan sê hy daardeur, ek bestaan. God is daar. Ek is 'n werklikheid. Moet nooit twyfel dat ek nie bestaan nie. Ek is. Daai woordjie ek is. Sê, hy is. Hy is 'n werklikheid. God bestaan. Ja, daar is so baie mense in hierdie wêreld wat allerhande teorieë het en redes het oor hoekom God nie sou bestaan nie, maar God bestaan. En ons moet respek hê vir die heiligheid van God,
ons moet respek hê vir hom wat bestaan, dat dit in ons hele lewe reflekteer. Ek dien 'n God wat bestaan. Die NG Gemeente Stella aanbid vir Jahwe. Hy bestaan. Die gemeenskap moet in ons lewe en in ons wyse van kerk wees, kan sien, hier's 'n groep mense wat elke dag leef en wat kerk toe kom en wat dien, want die Here wat hulle aanbid bestaan. Is hier 'n wiskunde, 'n gewetenskap meneer of juffrou hierso? Nee, jy is die naaste. Het jy al vir die kinders gesê suurstof is 'n werklikheid? Ja. Het jy vir hulle suurstof gewys? Is daar iemand hier wat twyfel oor die werklikheid van suurstof? Ons kan suurstof nie sien nie. Ons het elkeen geleer van hoe die bome se blare suurstof maak. Ons het elkeen geleer dat alles het suurstof nodig om te lewe. Maar ek wil amper sê stupid sal dit nou wees om te gaan sê, omdat ek suurstof nie sien nie, bestaan daar nie iets so suurstof nie. En so baie keer is daar selfs kerkmense wat sê, omdat ek God nie kan sien nie, twyfel ek maar bietjie. Maar baie keer kom dit, daar gebeur goed in ons lewe, wat vir ons sleg is. Goed wat nooit veronderstel was om te gebeur nie, het al in elkeen van ons se lewe gebeur. En baie slegter as ander. En dan kom ons dalk in 'n geloofskrisis. En dan sê ons maar, as God werklik daar was, dan sou dit nie met my gebeur nie. Dan begin ek twyfel in Jahwe, wat gesê het, ek is. Moet nooit twyfel nie, ek is. Ek bestaan. Ek is van altyd af daar. Ons gaan nou daaroor praat. En dit sal ook baie dom wees as jy oor Jahwe praat asof hy jou nie hoor nie. Daai ding van moenie die naam van die Here jou God uitelik gebruik nie. Joh. Kyk, 'n mooi voorbeeld wat ons nou vandag het. As jy 'n ambassadeur in 'n land is, soos Amerika, dan is jy daar. En daai land het 'n president. En ons kan nou maar dink van die president wat ons wil. Maar as jy 'n land, 'n ambassadeur in Amerika is, en jy gaan staan en praat twak oor daai president, en sê, ja, maar hy is so en hy is so en hy dink dit van hom, dan verklaar hy jou onmiddellik persona non grata, en hy skop jou uit sy land uit. As ek en jy, wat kind van God is, wat onsself Christen noem, 'n klomp nonsens oor God, die heilige, die ek is, Jahwe, dalk moet kwytraak. As ons sy naam misbruik, net soos wat ons wil. As Trump dit met Rasool kan doen, wat dink jy gaan die heilige God met ons doen? Ek is, trek die skoene uit. Die staan op heilige grond. Jy's in my teenwoordigheid. Ek is hier. Jahwe is die Here se naam. En dan wil ek sê, as ons iets hiervan verstaan, julle het almal Lion King gekyk, dan sê hulle Mufasa, dan
Blydde vir hulle so. Dan sê weer Mufasa, so moet ons wees, as ons die naam van die Here aanroep, heilige eerbied, want ons is in die teenwoordigheid van ek is. God bestaan. En laat ons lewe dit dan reflekteer, elkeen van ons, dat mense in ons lewe kan sien, ek aanbid vir Jahwe, die Here wat bestaan. Een tweede ding wat ons kan aflei as Jahwe sê, ek is wat ek is, dan sê hy daardeur, ons het gister 'n begrafnis gehad, en dit was 'n ter aarde bestelling, en het was interessant om te sien, die man wat ek begrawe het, sy oupa en ouma se grafte, is nie ver van daar af nie, en hoe die familie ook daar staan, en hoe 'n ander familie by hulle pa en tannie se graf gaan staan. Elkeen van ons, daar's 'n bloedlyn, daar's genetika, ons kom van iewerste af. Ons kan ons na ons oumas en oupas en ouma grootjies se grafte toe gaan. Ons kan 'n lyn laat optrek tot amper by Adam en Eva. Maar met God is dit nie so nie. Jahwe sê, ek is wat ek is. Ek bestaan van altyd af. Niemand het my geskep nie. Ek is. Ek bestaan van voor die skepping af. Ek het alles tot stand gebring. Ek is wat ek is. En niemand het hom gemaak nie. Hy is God. En saam met dit beteken Jahwe ook, ek is wat ek is, ek verander nie. Ek is nie 'n mens wat van gedagte verander, of omdat my beplanning swak was, doen ek iets anders nie. Ek is wat ek is. En hierdie is baie spesiaal vir ons. As God alreeds met Abraham 'n verbond sluit, en hy sê, ek sal jou God wees en die God van jou nageslag in al hulle geslagte, dan verander God nie. Al is die volk ontrou, al erken die volk hom nie altyd as God nie, al verontagsaam hulle hom as God, maar God bly getrou, hy verander nie. God is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Die Here wat ons hier aanbid, verander nie. In sy liefde het hy nooit verander teenoor ons nie. In sy genade het hy nooit verander teenoor ons nie. Maar ons moet vir mekaar ook sê, hy is 'n toornige en 'n regverdige God. Hy verander ook nie wat dit betref nie. Hy sal sonde straf. En vir ons as Christene in hierdie lydingstyd, kom herinner ons mekaar weer, ons sonde is aan die kruis gestraf. Dis klaar gedoen. Verlede week weer by die nagmaal beleef. Maar God, ek is wat ek is, verander nie. Hy is nie soos 'n mens nie. En dan, een van die mooiste wat ek vanoggend wil uitbeeld. As ons daar lees, hy het afgekom, Elohim het afgekom. Hy het weer 'n verhouding met mense kom opsoek. Deel van die naam, ek is wat ek is. Of ek is wie ek is. Ek is 'n God wat 'n verhouding wil hê met my kinders. En dan is dit baie interessant, dat as Jesus gebore word en Jesus begin met sy aardse bediening, dan gebruik Jesus dieselfde manier om homself aan ons bekend te stel. Maar eers Johannes 8, vers 56 tot 58, daar kom Jesus en hy praat met die Israeliete en hy sê, Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug dat hy die dag van my kom sou sien.
En hy het dit gesien, en hy was bly. Dan sê die Jode vir hom, jy is nog nie eers 50 jaar oud nie, en jy sê Abraham het jou gesien? En dan sê Jesus, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore was ek wat ek is. En dan, as Jesus sy bediening doen, en in die Johannes Evangelie, kom hy 7 keer, en kom sê hy, ek is. Jahwe, ons Here, kom deur Jesus dan, en hy kom bring die ek is nog nader vir ons. Ek is die brood wat lewe gee. En al hierdie ek is uitsprake word gegrond in die Ou Testament en die ryke betekenis daarvan. Ja, in die woestyn het die Here Elohim vir julle kwartels en manna gegee, elke dag, maar ek is die brood wat lewe gee. Wie van my eet, sal nooit weer honger kry nie. En Jesus kom en sê, in hierdie donker wêreld, ek is die lig vir die wêreld. Ons hoef nie meer rond te tas in duisternis nie. Jesus is die lig vir die wêreld. Hy sê in die 3de een, ek is die ingang vir die skape. Ek is die hek, ek is die deurgang. En dit kom uit Esegiel 41, wat gepraat word van die ingang na die tempel van God en die ewige woning van die Here beskryf. Dan kom Jesus en sê, nee, ek is die ingang na die Here toe. As daai voorhang sal skeur, dan is Jesus vir ons die ingang na die troon van God. Hy is vir ons die ingang na die ewige lewe. En 'n bekende ene vir ons, ek is die goeie herder. Ek lê my lewe vir my skape af. Hy het homself geoffer vir elkeen van ons, sodat ons kan lewe, vry van sonde. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding en die lewe. As ons hier sterf, die dood is nie meer vir ons 'n bedreiging nie, want Jesus is die opstanding en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader toe kom, behalwe deur my nie. Dis wie Jesus is. En dan kom Jesus en hy kom gee baie mooi beeld van die verhouding, hoe ons met hom instaan. Hy sê, ek is die ware wingerdstok, julle die lote wat die vrugte dra. Bly in verhouding met my, en jy sal vrug dra. So vriende, vanoggend 3, ek is wat ek is, Jahwe. Jahwe wat beteken, ek is wat ek is, wat beteken, God bestaan. Moet nooit twyfel in sy bestaan nie. Hy is van altyd af daar. Niemand het hom geskep nie. Ek is wat ek is, verander nooit nie. As hy sê, ek is opgewonde en bly in my liefde oor jou, dit verander nie. As hy sê, ek sal alles doen in my vermoë om jou te red, dit verander nie. Jahwe, die verbondsgod, wil 'n verhouding hê met elkeen van ons. Ek is wat ek is, het afgekom. Hy wil 'n verhouding hê met ons. En daai verhouding is moontlik deur Jesus Christus, wat die brood van die lewe is, die lig vir die wêreld, die ingang vir die skape, die goeie herder, die opstanding en die lewe, die weg, die waarheid en die lewe, en die wingerdstok. Hy begeer 'n intieme liefdesverhouding met elke ene van ons.
Wat is my naam? Wat moet ek sê, wat is sy naam? En toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jahwe, ek is wat ek is. Here, as ons sê Here, dan kan dit nie eers amper omskryf wat Jahwe beteken nie. Ons vertaal dit met Here. Dankie dat ons vanoggend net as u kinders net so ietsiekie meer kon leer oor die naam Jahwe en die betekenis vir ons vir elke dag. En dat ons u naam sal heilig en respekteer. Want u is God wat bestaan. U is van altyd af daar. U verander nie. U is Jahwe wat met ons deur Jesus Christus in verhouding wil staan. U is God, u is Here. En seën dan ook vir ons as 'n geloofsgemeenskap hier in Stella, om elke dag so te gaan lewe as u ambassadeur, wat u naam eer orals waar ons gaan. Wat vir u opkom orals waar ons gaan, want u is God. Seën vir ons op so 'n wyse deur die Heilige Gees. In Jesus naam bid ons dit. Amen.